Ons lewe in 'n sensasiegedrewe wêreld en tyd. Mense kan so vinnig en maklik veral met WhatsApp goed versprei. Wat beleef julle in terme van die verspreiding van, jy weet, 'n pragtige sonsopkoms op 'n goeie oes versus die teenkant daarvan? Ek dink ongelukkig het hierdie ook te doen met die mens se natuur om eerder te val vir die sensasie en die slegte goed as wat ou noodwendig na die goeie goed kyk. So ou sal tipies sien in 'n jaar wat dit sleg gaan met boerdery as 'n geheel, het sy dit nou droogte is of te veel reën op party plekke, dan versprei daar baie vinnig 'n video van 'n baber wat so tussen die mielies swem as dit so nat is, of jy sien 'n land wat totaal en al niks op het nie, weens droog of haal wat hom weggeslaan het, en daai goeters versprei vinnig. En ek dink die rede daarvoor is dis eerstens 'n beskermingsmeganisme vir baie ouens, want daai video's wat sirkuleer, die idee daarvan is, jy weet, kom ons wys vir almal hoe sleg lyk dit hier by ons, met die idee dat die mark moet ons inboet vir daai slegtigheid. En dit werk partykeer. Ons sien partykeer dat sensationalism, jy weet, die mark opdruk en die sentiment van die mark laat verander. Maar op die einde van die dag sien 'n ou dalk nie 2 of 3 plase daarna, jy weet, mielies wat goed lyk, se video versprei nie. Ongelukkig is dit maar net mense natuur dat die slegte goed eers versprei in daai boerdery konteks.